Dis lekker altyd om iets vir die Here te kan doen, amen. Prys die Here, baie dankie orkes, voorsangers, jy kan die sitplek neem vir 'n paar oomblikke terwyl hulle afbeweeg. Ek is bly om in die huis van die Here te kan wees, amen. Ek is bly jy is hier vanaand. Hy is 'n paar terwyl hulle afstap, pastoor Eben, wat 'n voorreg is dit vir my om vanaand saam met julle in die huis van die Here te kan wees. Ek het vir hom gesê voor die aanvang van die diens, toe sê ek, pastoor, hier is 'n baie gevaarlike plek om af te staan. Maar ek dank die Here dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde Gees wat deur ons deurdronge is. Amen. Halleluja. Weet jy wat, ek ken nou die meeste van julle nie, maar ek wil vir jou sê, welkom in die huis van die Here. This is not the church, you are the church. Amen. Is 'n paar gesigte wat nou van my bekend is, oom Gert hulle en dan die Bella hulle en oom Jaco en Marius en Anet. Man, dis lekker om julle te sien. Vanaand moet verstaan dat alles gaan oor die Heilige Gees van die Here. Daardie Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Ek wil hê dat u gou vanaand moet verstaan voordat ek verder gaan, dat dieselfde Gees wat Jesus lewe gegee het in die graf, is dieselfde Gees wat vanaand in jou lewe kan instap as jy hom 'n geleentheid gaan gee. So guess what? As jy hom 'n geleentheid gee om te kan inbeweeg in jou dooie omstandighede, sal daar weer lewe begin uitsprei. Amen. Halleluja. So, ek wil vanaand vir jou sê, die woord van die Here skryf dit so mooi in my eie vertaling net gou-gou. Hy sê, weet jy, as Christus, toe hy dood was, vir julle soveel dinge gedoen het, hoeveel te meer nou dat hy lewe? O nee, ek gaan nie alleen kerk hou in die vereniging. Luister gou mooi. Ek sê dit met angs en respek, pastoor Eben, as 'n dooie Christus die doderyk kon leeg rek, hoeveel te meer kan 'n lewende Christus nie vandag vir sy kinders beteken nie? Kom aan. Halleluja. Ek wil vanaand vir jou sê, vereniging, dat daardie Gees van die Here Jesus Christus is dieselfde Gees wat in die graf ingestap het, is dieselfde Gees wat vanaand in vereniging dank en wil ingestap het, en hy soek na harte wat opreg is en 'n smagting het na God se Gees. Ek is daai een. Halleluja. So jy moet maar verskoon as jy sê, ja pastoor, maar jy gaan aan. Jy het nie idee waar Jesus my uitgeruk het nie. As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy gerus saam met my blaai na die boek van Jesaja. Jesaja die 54ste hoofstuk. Prys die koning, as jy plek het, sê amen. As jy hom nog soek, is die derde laaste boek in die Nuwe Testament. Amen. Prys die Here. Ek gaan vra. Ek glo nog steeds die woord van die Here is die hoogste gesag. In ons midde kan ons opstaan as ons gaan saam lees. Halleluja. Jesaja 54. En ek gaan lees daar vanaf die 11de vers net om tyd te bespaar. Die woord van die Here lees so, hy sê, jy elendige, deur storm gejaagde. Is daar sulke mense hier vanaand? As jy nie 'n storm het nie, kom vertel my, hoe kry jy dit reg? Hy sê, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in suurklei en ek grondves jou in safiere. Hoor die woord van die Here. Ek wil gou daar stil staan. Jy gaan nie lank staan nie. Ek wil dit net gou vir jou gee. Ek wil hê jy moet gou sien wat die woord van die Here gee. Hy praat met die stormbejaagde en elendiges. Met ander woorde, hy sê wanneer alles in jou lewe skeefloop, wanneer jy hopeloos staan, geen moed, negatief in die planke in. Amen.
Sê hy, alhoewel jy nou so voel, gaan ek nog steeds jou grondves in safiere. Wat beteken dit? He will never fail you. Nee, kom aan. Hy sê jy kan stormbejaagd wees, jy kan elendig wees, jy kan treur, jy kan al hierdie dinge doen, maar jy sal nie ondergaan nie. Kom aan, is jy met my kerk van die Here? Ek wil gou vir jou sê, wie het al deur storms in die lewe gekom? Daar was oomblikke wat jy in daai storm gesê het, Here, I'm not gonna make it. Amen. My jene, jy leer stadig, kerk. Want as daai storm jou tot 'n einde gebring het, sou jy nie vanaand op hy sitplek gesit het nie. So met ander woorde, nothing can separate you from what? From the love of God for you. Kom aan, hoor jy? Niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Kom ons gaan aan, anders gaan ek nie nou stop nie. Hy sê, luister, en jou borswerings maak ek van rubyne. En jou poorte van karbonkels. En jou hele ringmuur van edel gesteentes. Rondom Jerusalem is daar berge. Vers 13. En al jou kinders sal deur die Here geleer word. En die vrede van jou kinders sal groot wees. As God iets vir jou doen, keer hy jou hele huis om. Kom aan pa, hoor jy my? As die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees die hoof van die huis omkeer, keer hy die hele huis om, tot in die nageslagte. Vers 14, deur geregtigheid sal jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. Vers 15, as hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, wie jou aanval sal oor jou val. O, jene, ons gaan nou daarby kom hoor, daar is 'n groot ding. Vers 16, hy sê, kyk, ek het die smid geskape, wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag, ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Vers 17, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, kom aan, kan julle saam met my praat, sal jy weer lê, amen, kom. Hy sê, dit is die erfdeel, hoor, hy sê, dit is die erfdeel van die knegte van die Here. Sien jy dat daai Here is alles hoofletters? Dis God self. En hulle geregtigheid, wat hy uit my is, spreek die Here. Halleluja. Jy kan jou sitplek neem vir 'n paar oomblikke, terwyl jy gou die Here lofprysing gee. Amen, jy moet nie te lank sit nie, jy kan opspring en skree, hoor. Amen. Maar ek wil vanaand met jou 'n paar oomblikke praat uit hierdie geleesde gedeelte uit kind van die Here, en ek glo dat die Here vir jou vanaand iets gaan oopmaak, en die doel vanaand is dat ek weet dat ek wil dit so eenvoudig oordra, dat die kleinste kleintjie dit vanaand kan verstaan. Verstaan nie, ek wil dit nie te ingewikkeld maak nie, maar hier's iets hier binne, wat die kinders van die Here geweldiglik mislees. Dit is asof ons dit nog nie gesnap het nie, as ek dit so kan stel, wat hierdie skrifgedeelte van die Here sê. Want u moet verstaan dat die woord van die Here skryf dit mooi in Lukas, daar in die 17de hoofstuk, vanaf vers 1, hy sê, hoor gou wat sê hy sê, en hy, Jesus praat daar, hy sê vir sy disippels, dis onvermydelik, dat daar struikelblokke op julle pad gaan kom. Maar wee hom, deur wie hulle kom. Met ander woorde, luister, kind van die Here, jy moet verstaan, van jou dag van geboorte af tot waar jy vanaand sit, is daar een wat moord blaas, wat in jou nek moord blaas, wat jou wil verwoes en wat jou wil uitruk. Maar ek het vanaand vir jou nuus, dat die woord van die Here sê in Johannes 11, hy het jou in sy hande en niks en niemand sal jou uit sy hande uit kan ruk nie.
Met ander woorde, hy sê, luister, julle gaan foute maak, julle gaan struikel en val, jy gaan seer kry, jy gaan moedeloos wees, maar weet jy wat, hy sê, you will never be forsaken, halleluja, met ander woorde, die hel kan losbars, en die hemel kan, ek wil vir jou sê, alles kan skeefloop, wat kan skeefloop, but God is not his intention to fail you, halleluja, dis 'n geleentheid vir God, om in jou lewe te kan instap, en weer iets te kan verander. Maar weet jy wat? Hy sê, weet jy wat, daar struikelblokke. En hy sê, is onvermydelik. Maar weet jy wat, die apostel Paulus skryf, in 2 Korintiërs 2:14, hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in wie? In Christus Jesus, halleluja. Is jy nie bly dat God sal jou altyd laat triomfeer nie? En ek wil vanaand met jou praat, en die titel van my boodskap is jou reaksie bepaal die slagveld. Jou reaksie bepaal die slagveld. Met ander woorde, ek wil vir jou vanaand gou gee, kind van die Here, is dat hoe jy gaan reageer in sekere omstandighede, is hoe dit gaan uitspeel op die slagveld. Ek wil dit net gou vir jou sê, dat dis nou, Renier, ek hou nie van verloor nie. Ek's 'n bad loser. Hou jy van verloor? Nee. Met ander woorde, ons wil altyd aan die wenkant wees. En ek wil vanaand vir jou sê, indien jy dit nie geweet het nie, ek en jy is nog steeds vanaand in die wenspan, want Christus lewe tot in aller ewigheid. Amen. Die ander afgode se grafte is vol, maar daar is 'n graf in Israel wat leeg is. Ek en jy dien, en ons is in die wenspan van Christus Jesus, wat ons altyd deur sal laat triomfeer. Met ander woorde, luister, dat jy moet verstaan, kind, dat die vyand is uit om die kerk moeg te maak. Hy is uit om die kerk te breek. Hy is uit om jou moeg te maak. Hy is daar om jou te verwoes. Hy wil jou dood hê. Hy wil jou uit die weg uitry, maar hoor die woord van die Here. God will show up and he will save you mightily. Hallelujah. Die woord van die Here sê dat julle het die duiwel as vader. Gaan hy verder. En hy sê, dat in hom is geen waarheid nie. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. So ek wil vanaand vir jou sê, as jy dink dat hierdie is 'n joyride hemel toe, guess what? Jy is op die rude awakening, maar as hy vir jou kom, is daar iemand groter, wat vir jou gaan intree, en wat vir jou gaan deurkom, en sy naam is Christus Jesus. Halleluja. Maar hoor gemoei, dat jy moet weet dat God is in 'n absolute, hy weet presies wat tans in jou lewe aan die gang is. God is op datum met jou en my, hoor. God is al reeds by die môre en die oormôre. Ek sal nooit vergeet nie, hy kom nou by my op, oorlede pastoor Pieter Snyman het 'n mooi ding gesê. Hy sê, what is faith? Wat is geloof? Hy sê, geloof is jy spring in 'n niks en jy weet jy land op iets. Met ander woorde, luister, daar is 'n assassin. Daar is 'n mensemoordenaar. Daar is ene wat jou wil laat struikel en val, maar daar is ook ene wat sit aan die regterhand van die Vader, en die woord van die Here sê dit vir ons. Hy sê, you have an advocate with the Father who intercedes. Halleluja, as jy nie bly dat wanneer die verderwer optrek, dan staan die ene op, 'n advokaat wat jou sake voor God stel, en jy stap uit triomferend in Christus Jesus. Met ander woorde, luister, niks kan jou breek as jy dit nie toelaat nie. Amen. Ek weet seker maak jy's nog hier. Maar weet jy wat? Jy gaan sê, ag, weet jy wat, Renier?
Jy het nie 'n idee wat in my lewe aan die gang is nie. Jy's 100% reg. Ek het nie 'n idee wat in jou lewe aangaan nie, maar my woord sê vir my, hy sê dat selfs julle hare op julle hoof is getel. Jy's meer werd as 'n mossie. Dink jy vir een oomblik dat God gaan jou nou los in die hitte van die stryd? Nee, God is nog steeds in die hitte van die stryd solank as wat jy vashou aan hierdie anker. Halleluja. As jy los, het jy 'n probleem. So hou vas aan hom. Amen. Maar hoor gou mooi. Ek wil begin aangaan, anders gaan ek nou net by my inleiding bly. Maar hoor gou mooi. Jy sien dat hierdie dinge gebeur in ons lewe. En as dinge wat gebeur, soms buite ons beheer. Maar ek wil vanaand vir jou sê, kerk van die Here, dat wanneer die dinge gebeur, moenie angstig rondkyk nie. Nee. Kyk op. Kyk op. Hebreërs skryf dit mooi, hy sê, kyk op. Hou jou oë gefestig op die leidsman en die volëinder van wat? Van die geloof. Halleluja. Ek wil vir jou sê, dit is tyd, laat ons nie angstig begin rondkyk oor die dinge wat gebeur nie. Dit is nou tyd, wie's bekommerd oor die dinge in die wêreld? Is nou nie een hand wat opgaan nie. Jy het net vanmôre gesê, dit lyk moeilik daar buite. Nou sit ons in die kerk, nou wil jy nie hande opsteek, sies man. Kom ons nou nie jok in die kerkie. Daar is ons nou weer 'n nuwe virus. Amen. Almal bewe. Almal skrik. Die kerk sien weer geleentheid vir die deure om toe te maak. Eina, Pastoor Eben, hoor wat ek vanaand vir u sê, dat daar's kerke wat wag vir nog 'n lockdown, hoor, want die ouens wil nie kerk hou nie. Okay. Dis dan maar net daar by ons in die Woesrand. Maar hoor gou mooi, kind van die Here, die woord sê dat ons gaan nie onkant gevang word met hierdie dinge nie. Hy sê, maar wanneer hierdie dinge gebeur, moenie angstig rondkyk en begin nou aan 'n paai soek nie. Hy sê, lef op julle hoofde met die wete, Maranatha, Jesus gaan kom. Halleluja. Glo jy dat Jesus gaan terugkom? Amen. Ek glo met my hele hart en my hele wese dat Jesus gaan terugkom, maar hoor gou mooi wat ek gou vir jou wil gee vanaand, dat jou reaksie op jou probleem gaan bepaal die slagveld. Nou wil ek gou daarby kom en ek wil dit probeer demonstreer gou vir jou, dat ek wil dit nou vir jou verduidelik, dat jy verstaan hoekom ek dit vir jou sê. Luister, die woord sê dat niks is nuut nie. Alles was gewees en sal weer wees. Amen. Nou kom ek staaf gou vir jou, wat die reaksie en jou reaksie gaan bepaal hoe die slagveld gaan lyk. En ek wil vanaand vir jou sê, daar's 'n slagveld wat ek en jy gaan aktiveer, wat teen ons gaan tel of vir ons gaan tel. Genesis 2, die 7, as ek reg kan onthou, die 17de vers sê, en die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie van eet nie. As jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Is julle met my? Met ander woorde, die reaksie van Eva het die slagveld bepaal. Eva, hey, daai vrou. Luister. Ek hardloop dalk nou 'n bietjie vooruit. Ek gaan nou terugkom, ons het dit gelees in Jesaja 54. Hy sê ek het tot die smid gemaak. Ek het tot die ambagman die mag gegee om die wapens te maak. Ek het self die duiwel het ek geskape. Met ander woorde, God vat dit wat mooi is, die tuin van Eden, en hy sit in die tuin van Eden dit wat sleg is. En elke dag loop Adam en Eva verby wat sleg is, omdat hulle goed is. En die woord van die Here sê dat God het hulle kom besoek in die aandwyntjie. En hier's die ding. Dis die fout wat die kerk van vandag maak, is dat ons beweeg te veel sonder God. Die oomblik as ons sonder God beweeg, maak ons droog.
Kan ek gou vir jou staaf hoekom sê ek so? Het jy dit al agter? Okay. Renier. Ek sal op myself piek. Maar hoor gou hierson. Hoe meer jy bid, hoe minder jaag jy aan. Want jou gedagtes is geokkupeer met hemelse gedagtes. Met ander woorde, jy is besig met goddelike dinge. Die oomblik wanneer jy minder bid, het jou gedagtes nie meer gekonnekteer met die goddelike dinge nie, dan maak ons droog. Okay, dis ek. Maar luister, dat die reaksie bepaal toe die slagveld en Eva loop en God is vir 'n oomblik uit die tuin uit. En die oomblik toe hulle sonder die teenwoordigheid van die groot ek is, toe jaag hulle aan. Dit is ons mense daai. Here, ek is nou uit die kerk uit, nou kan ek weer groot gaan. Nou stap jy weer in die kerk en dan is jy heilig. Werk nie so nie, hoor. Pastoor Eben, hy slide revivals. Maar in elk geval, en God is vir 'n oomblik afwesig in die tuin. En dit wat goed is, stap verby dit wat sleg is. Kom aan. Die woord van die Here leer dit nie vir my nie, maar ek kan jou waarborg. Sy het geroep, Here, Here. Is die antwoord nie. En dit wat sleg is, staan voor dit wat goed is. En Eva staan voor dit wat God gesê het, as jy van dit gaan eet, gaan jy sterwe. En dit wat sleg gesê vir, wil jy dan nie soos God wees nie? Ek wil dit vanaand sê met agting en respek, ek gee nie om wat jy van jouself dink nie, jy sal nooit God wees nie, en jy sal nooit 'n God wees in sy teenwoordigheid, jy is sy skepping, jy is geskape om hom te aanbid, om hom te loof en hom te prys. Hoor jy vanaand, kind van die Here, niemand op hierdie aarde is 'n God of 'n Christus nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, daar's een Christus en hy sit op die troon, halleluja, daar is een Vader en hy sit reg langs hom, en daar is een Gees wat tussen ons en hulle beweeg, en die Bybel sê hulle is in een stemming. Ek glo nog steeds in dit, ek is 'n nietige feilbare mens, gered uit genade uit, en Eva loop en sy vat wat God gesê het, nee. En die oomblik toe Eva dit vat, toe bepaal sy die slagveld. Toe bepaal sy dat die mens gaan sterwe. Met ander woorde, die oomblik toe Eva dit vat en sy eet dit, toe bepaal haar reaksie wat die slagveld gaan wees. En sy eet dit. En die Here, die woord van die Here sê, en God het weer gekom en het hulle gevra, waar is jy mens? En toe wat sê hulle vir God? Ons kan nie kom nie, ons is nou naak. Hy sê, wie het jou te kenne, asof God nie geweet het nie. As Eva daardie dag standvastig gebly het en nie gevat het wat sleg is nie, was die bepaling van die slagveld baie anderste. Met ander woorde, jou keuse, jou besluite gaan bepaal of jy gaan bloei en of jy gaan lewe. Kom aan, kerk. Met ander woorde, dat die Here gee vir elke mens jou eie wil, jou eie keuse, of jy wil nie. Luister, dit is so eenvoudig. Ek was ook jonk, hoor. Ek het net in 'n pastorie groot geword. Ja, al wat ons geken het is kerk, skool, kerk. En as jy stout is dit nog kerk. Amen. Ek ken dit. En ek het ook my draaie geloop in die wêreld.
Ek was ook rebels teenoor die werk van die Here en teenoor die huis van die Here. Ek het ook my rug op God gedraai op 'n stadium in my lewe en my pa sit eendag met my in die sitkamer en weet wat? Hy sê vir my 'n ding. En ek dink ek sal eendag graf toe gaan met dit op my hart. Hy sê seun, kom ek verduidelik jou gou reguit vanaand. Laat pa jou een ding mooi laat verstaan. Hy sê dit is so eenvoudig in hierdie lewe. Of jy wil God dien of jy wil God nie dien nie. Amen. Hy sê niemand kan jou forceer om die Here te dien nie. Ek wil vanaand vir jou sê, om die Here te dien is uit vrye keuse uit, maar dis die beste besluite wat enige mense onder hierdie son kan maak, is om vir Christus te lewe. En hier gebeur die ding. Jy sien, dat Eva se reaksie bepaal 'n slagveld. En dan moet offers begin kom. Bloedoffers. Toe die bloed van bokke en stiere nie genoeg was nie, toe moes daar 'n lam opstaan, 'n lam geslag vir my en jou, want die slagveld was bepaal by die keuse van Eva gewese en by Adam daarna. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, hoor die woord van die Here, wees uiters versigtig wat jou reaksie gaan wees in die oomblik in die stryd waarin jy is, want dit gaan bepaal of jy gaan wen en of jy gaan verloor. Hoor gou mooi, jy sien, die vyand hoop vandag nog, wanneer hy dinge op jou pad slinger, gaan jy reageer uit vrees en emosie. Luister, al wat die duiwel met jou en my moet maak, is hy moet net jou vrede van jou afsteel. O, jyne, ons is emosionele mense. Amen. Ek wil vir jou sê, met ander woorde luister, want hy weet, as jy die verkeerde reaksie gaan gee, krag en bekragtig jy die wapen. Kan ek dit gou vir jou reguit sê? You are sitting with a trigger in your hand. Amen. Luister, ons het dit gelees. Hy sê dat elke wapen wat teen jou gesmee word, dis 'n garantie dat daar's 'n wapen op jou af. Jy sit met die trigger, want hoe jy gaan reageer, gaan veroorsaak dat jy gaan sterwe en bloei of jy gaan lewe. Ek wil nie jy moet dit verloor nie, maar luister gou mooi, want jy sien die verkeerde aksie aktiveer die wapens wat reeds teen jou gevorm is. As jy vanaand hier sit en jy dink daar is geen wapen teen jou gesmee nie, wil ek vir jou sê, luister, ek weet nie waar lees jy jou woord nie, maar ek wil vanaand vir jou sê, jy moet vandag geanker word in die rots van die eeue, halleluja, want daar is 'n wapen wat op jou afgesmee word, en jou reaksie gaan bepaal of hy suksesvol uitgevoer gaan word, en of hy onsuksesvol gaan wees. Ek wil vanaand vir jou sê, dat jy het die kragte, en jy het die autoriteite, sodat daar die wapen wat op jou gerig word, geen nutte en geen uitwegge en niks in jou kan uitrig nie. Hy kan jou nie eens laat struikel nie. Hoor gou mooi, kind van die Here, jy moet verstaan dat wapens word in die donkerte gesmee. O, hy is 'n vader van duisternis. En in sy donker duisternisse is hy besig om wapens op jou af te smee. Maar luister gou mooi, alhoewel hierdie wapens in donkerte gesmee word, moet jy weet dat oorwinning word in jou reaksie gebore. Come on. Nee, jy hoor nie mooi nie. Ek sê die wapen word in donkerte teen jou gesmee, maar jou reaksie gaan bepaal, en dis waar jou oorwinning gebore word. Luister, jy moet my hart hoor vanaand. Ek gaan nie
op hierdie aarde bly lewe en elke dag hierdie geveg veg om in die hiernamaals saam met hom te brand nie. Nee, dis hier waar ons die lyn trek, kerk. Gaan jy jou gaan, ek gaan my gaan. I'm going to a place where the roses never fade. Amen. Amen. Danny, gaan dit lekker wees wat ons hier gaan, van die verganklike en die onverganklike, in a twinkling of an eye, halleluja, waar daar geen trane is nie, waar daar geen wapen mee gesmee word nie, maar al wapen wat jy in jou hand gaan hou, is die kroon wat God vir jou gaan gee, en jy gaan daardie kroon van oorwinning vatte, en jy gaan hom voor sy voete neerlê, halleluja. Ek wil vanaand vir jou sê, pas op, dat niks en niemand jou kroon van jou afsteel nie. Al hierdie dinge wat op jou afgevuur word, is tydelike, maar die hiernamaals is vir jou ewig en altyd. Maak seker, kerke, dat jy tree as oorwinnaar uit hierdie stryd uit. Gaan jy dit kan doen? Nee, maar as iemand wat groter is as jy. Die oomblik as jy hom gaan toelaat om in jou lewe in te beweeg, is hy groter as die grootste vyand wat lê en loer. Amen. Glooi dit, kerk. Ek wil my haas, ek wil uitkom by dit wat die Here vir my gee. Maar hoor gou mooi, u sien, hier is 'n groot les wat ons as kinders van die Here baie vinnig mis. Is dat ons wil hierdie geestesgevegte self trotseer. Amen. Die Here werk baie keer stadig, né? Pastoor Eben, die Here werk baie keer stadig in ons oë, né? Maar hy werk altyd effektief. Amen. Maar hoor gou mooi, jy sien, die groot les is dat ons as kinders van die Here moet weer in lyn kom met God en God se woord, in orde dat ons weer herstel kan word. Kom aan, hoor gou mooi, kan ek vir jou sê, ons moet herstel word. Hoekom moet ons herstel word? Gaan lees wat die woord van die Here sê. Hy sê, ek gooi nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Kom aan, kerke, hy wil vir jou weer iets nuuts uitgiet in jou lewe, maar jou kruik is stikkend. Ek wil vanaand vir jou sê, kom weer in lyn met God en God se woorde, sodat hy jou kan herstel, dat hy weer sy olie, sy heerlikheid, sy vuur, sy krag op jou kan uitgiet. Halleluja. Smag jy daarna? Jy sien, luister, wat baie mense nog nie vanaand besef nie, is dat die wapen, luister, die wapen vernietig nie eerste nie. Hoor gou. Dit probeer eers jou posisie verander in God. Luister, jou stryd, jou storm wat jy veg, gaan jou nie doodmaak nie, hoor. Al wat die vyand probeer doen, is hy wil jou posisie verander in God. Want as hy jou posisie in God verander het, kan hy toeslaan. Want dan het jy die deur oopgeskop vol. Amen. Dis wat in die tuin gebeur het. Al wat die vyand gemaak het, is hy die posisie van Eva verander. Die vroedskap, ek kan sê, Here, ek het U so nodig. Here, ek weet dat hierdie geveg waarin ek is so intens, maar God sy dank wat my altyd laat triomfeer in Christus Jesus. Halleluja. Kom aan, kerk, met ander woorde, elke geveg het Christus reeds vir jou en my oorwinne aan 'n kruishout. Maar hoe jy gaan reageer, gaan bepaal hoe jy gaan bloei. Amen. Hoor gou mooi. Jy sien, as die vyand jou posisie verander, het hy jou vrede onmiddellik van jou gevat. Jou fokus is gebreek.
jou geloof wankel. Amen. Jou karakter word getoets en reageer op die wapen. Hoor, dis nou maak of breek kerk. Dan, wat hy doen, is die oomblik, wanneer hy jou karakter toets, en jou reaksie, is 'n negatiewe reaksie teenoor die godheid, maak jy die deur oop, en die wapen wat gesmee word, is reguit op jou gemik. En jou volgende skuif, is van kardinale belang, want dis jou maak of jou breekskuif. Amen, is julle met my? Jy sien, want jy luister, die woord van die Here leer vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, nee, hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, wat? Loop rond soos 'n brullende leeu, kyk wie hy kan verslind. Amen. Met ander woorde, hy sê, wees nigter, wees wakker, en kyk wat lê op die horison vir jou en loer. En ek wil dit vanaand vir jou baie duidelik stel. Die Bybel sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. He ain't a lion. Kom aan, kerk. Nee, jy mis dit. Die Bybel sê, dat hy kom self soos is met 'n stem, soos 'n engel van die lig. Kom aan. Ag, hy's 'n naaper. Daar's net een leeu wat kan brul. Is die leeu uit die stam van Juda, kom aan. Luister, hy sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en kyk wie kan hy verslind. Luister, dit is 'n geraas, en hy wek vrese, en hy wek kommer op, en hy wil jou posisie verander, maar hoor weer die woord van die Here, daar is 'n leeu wat brul uit die stam van Juda, en hy het reeds daar die vyand se kop verbrysel aan die kruishout. Halleluja, oorwinning het reeds vir jou en my aangebreek. Dis 'n kwessie van, gaan ons dit vat, of gaan ons dit nie vat nie. Amen. En daai is die moeilikste ding in 'n man se lewe, of in die vrou se lewe, is bly stil. Jy sien, die vyand toets nie net jou pyn nie, hy toets jou reaksie. Hoor wat ek vir jou sê. Die vyand toets jou reaksie. Want jou reaksie gaan bepaal of jy gaan sterwe en of jy gaan lewe. Hoor wat sê die woord van die Here in Prediker 7:9. Hy sê, wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie. Want die ergernis rus in die boesem van die dwaase. Amen. En dis waar ek en jy getoets word, kerk. Nou breek dit los hier om jou kop. Nou moet jy stil bly. Mense, dis die moeilikste ding, seker vir Eva om te gedoen het, is om stil te bly. Maar hoor gou, nou kom dit, nou wil ons altyd die laaste sê. Pastoor Eben, dis ek. Jy moet altyd die laaste hou gou inkry. Ja maar. Terwyl die woord van die Here vir ons leer, in Psalm 46:10, hy sê, be still and know that I am God. Met ander woorde, wat sê God vir jou? Dat jou reaksie gaan bepaal wat die uitkoms van die slagveld gaan wees. Gaan jy hom aktiveer omdat jy boos geword het, omdat jy woedend geword het, omdat jy jou posisie verander het, of gaan jy net daar sit en sê, Here, ek is stil, want die woord van die Here sê vir my in Eksodus 14:14, dat hy sal self vir my stry. Halleluja. Kom aan kerk, ek wil vanaand vir jou sê, hou op jouself veg en raak net stil in die teenwoordigheid van die Here, sodat God vir jou die geveg net gou kan uitstort. Halleluja. Met ander woorde, hy is nog steeds die ene wat die storms gaan stilmaak in jou lewe. Halleluja. Amen. Is jy nog met my? Is jy moeg? Sê amen. As hy, pastoor, ek is vanmôre uit my huis uit, vroeg. Ek is my horlosie aan nie, so ek het nie idee hoe lank ek is nie.
Maar weet wat, ek weet, julle gaan in 'n geval die hele naweek dienste hou, so ons loop van die een na die ander een in. Maar hoor gou mooi, ons moet weer opnuut leer om ons volle vertroue op hom te kan plaas. Amen. Luister kind van die Here, daarom is stilte soms die grootste oorlogsvoering wat daar kan wees. Want hoe meer jy stil is, hoe meer sit die vyand, want hy weet nie wat is op pad nie. Amen. Partykeer praat ons so baie, hy weet al reeds wat jou volgende skuif is. Nee man, kom aan kerk, ons vang hom ontkant, ons bly stil, laat hy begin sidder. En gee dit oor aan die Here. Ek wil my gehaas wat ek vir jou wil gee. Jy sien, dit is werklik waar tyd dat ons gaan weer moet besin wat jou reaksie gaan wees. Hoe jy jou storm gaan hanteer. Hoor gou mooi. Jy sien, dit is nou juist die tyd waarin die kerk moet begin op, en ek praat van die ware kerk van die Here. Dit het nou die tyd geword dat die kerk weer moet opstaan, kind van die Here. Laat God self toe om die slagveld weer te bepaal. Pastoor, ek sê jy so, toe Eva die slagveld deur haar reaksie bepaal, het God reeds weer geweet wat is sy volgende skuif, en hy weet wat gaan die laaste uitweg wees. God kan nie verloor nie. Kom aan. Met ander woorde, hy kan nie verloor nie. Nou wil ek gou teruggaan na die geleesde gedeelte. Hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Hy sê, dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Nou wil ek hê, jy moet net gou vir my 5 minute van jou tyd gee, as jy het mis jy die hele boodskap, hoor. Jy kan nou alles vergeet, maar hierdie mag jy nie vergeet nie. Luister wat sê die woord van die Here in Johannes 1 vers 3. Hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Met ander woorde, luister, hy sê alle dinge, alles. Alle dinge het deur hom ontstaan. Nou skryf die woord in Kolossense 1:17. Hy sê, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Jy het hom, né? Alle dinge het deur wie ontstaan? Jesus. In die begin was die woord. Die woord was God. En die woord was by God. Amen. Luister gou mooi, luister. Nou gaan ek gou terug na ons geleesde gedeelte vers 15. Hy sê, as hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, wie jou aanval sal oor jou val, maar hoor gou hierdie mooi ding. Hy sê, kyk, ek het die smid geskape, wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Luister, so alles is geskape deur hom. Elke wapen het deur hom ontstaan. O pastoor, wat sê jy, is dit die Here wat nou 'n vuurige pyl op? Nee, jy verstaan nie. Hy het hulle geskape om die wapen te vervaardig en op jou te rig. Maar jy is die teehouer. Ja, okay. Maar hoor gou mooi. Met ander woorde, dat elke wapen wat teen jou gerig word, staan steeds onder sy gesag. As God dit sal toelaat dat die wapen afgevuur word, is dit omdat jy die trigger getrek het. Want jou reaksie het bepaal dat jy gaan sterf.
Dit is wat daar gebeur, maar luister kind van die Here, ons moet ons reaksie beginne verander. Ons moet beginne aanpas. En ek wil hê dat jy moet weet, die openbaring is nie dat die wapen nie bestaan nie, maar dat die skepper van alle dinge groter is as dit wat teen jou gesmee word. Halleluja, glo dit. Die wapen is daar, but he is greater than any weapon that was formed against you. Come on. Hoekom sê jy so? Want hy het alles in die aarde gegee. 'n Wapen kan net uit die aarde uitgevorm word. Amen. In ander woorde, luister. Hy sê ek het selfs die vyand het ek geskape. Hy het hom geskape, maar is jou keuse of jy saam met hom gaan sterwe en of jy saam met Christus gaan lewe. Hoor gou mooi. God het grense daar gestel vir die vyand. Die een wat probeer vernietig, bly steeds 'n geskape wese onder die troon van Christus. Hoor jy? Ek dink jy hoor nie dat hierdie verwoester is nog steeds onder Christus se troon. Hy kan niks doen as ek en jy hom teenstaan nie. Hoor wat sê hy verder, vers 14 van Jesaja 54. Hy sê deur geregtigheid, luister, geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van die verdrukking, want jy hoef nie te bevrees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou aankom nie. Luister, jou reaksie moet wees righteousness. Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie ding gaan kom nie, maar God sy dank, wat my altyd sal laat triomfeer in Christus Jesus. Here, ek het dalk niks vanaand om te eet nie, maar God sy dank, wat my altyd laat triomfeer in Christus Jesus. Ek wil dit onder die bloed van die Here sê, die kanker wat 'n mens se lewens vrete, is nog steeds onderworpe aan die gesag van die Here, want hy sal sy knie moet buig. Elke gees van krankheid sal sy knie moet buig. Halleluja, glo dit kerk van die Here. Elke wapen sal wat teen jou gesmee word, sal sy knie moet buig. Hoekom? Want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus, wat jou die krag gee. Kom aan, met ander woorde, luister, hy deponeer sy volle krag in jou en my lewe. Wat gebeur wanneer jy krag ontvang, sê die woord. Hy sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat se krag? Krag van oorwinninge, krag van wysheid, krag om triomferend te wees. Halleluja. Krag om elke wapen te weerlê in die naam van die Here Jesus Christus. Luister, ek gaan nou klaarmaak. Jou reaksie moet geregtigheid wees. Want dit gaan bepaal die slagveld. Hoekom sê ek so? Dis nie omdat ek so sê, is omdat die woord sê wat ons gelees het in vers 14. Hy sê deur geregtigheid sal jy bevestig word. Luister. Eers wanneer jy geregverdig is deur Christus, kan jy aanspraak maak op elke woord van hierdie wat geskrywe is. Die woord van die Here sê vir ons dat die gebed van die sondaar word nie geantwoord nie, hoor. Al gebed wat God van die sondaar antwoord is as hy roep vir redding. So met ander woorde, hy sê geregtigheid. Met ander woorde, ek en jy vanaand wil aanspraak maak op elke woord van die Here wat in die woord geskrywe is. Moet ek en jy eers geregverdig word, in orde dat die woord kan lewend word, in orde vir die woord om vir jou te kan intree. Is jy met my, kind van die Here? Met ander woorde, eers wanneer jy geregverdig is deur die bloedbad van Jesus Christus, kan jy sê dat geen wapen wat teen my gesmee word, sal iets uitrig nie. Hoekom nie? Because you are righteous in the hands of God. Halleluja. Met ander woorde, niks kan jy ooit skade aan doen nie. Maar hoor gou. So, en jy moet nou verstaan, en hier is my slot. Dink jy,
Orkes kan so lank vir my vorentoe kom. Ek wil nou klaar maak. En ek wil hê dat jy nou baie mooi moet luister. Want hierdie is wat gaan bepaal hoe jou slagveld gaan uitspeel. Hoor wat ek vir jou sê. Ons het nou gelees dat alles en alle dinge het deur hom ontstaan. Amen. So met ander woorde, luister kerk. Wat is jou naam? Luke. Kom staan hier by my, Luke. Hier's Luke. En hier's wat ek en jy moet verstaan. As Luke vanaand 'n geveg veg, moet Luke vanaand besef waar sy oorwinning in lê. Met ander woorde, luister. So met ander woorde, Luke, as oorlog teen jou opstaan, veg jy nooit vir oorwinning nie. Hoor jy? Pastoor, hier is 'n groot stelling. Wanneer oorlog teen jou optrek, veg jy nooit vir oorwinning nie. Yes, nou gaan julle sê, pastoor, waar val jy uit? Nee, pastoor. Jy moet weet dat wanneer oorlog teen jou optrek, staan jy reeds in oorwinning. Kom aan kerk. Dankie Luke. Hoor jy? Ek wil dit weer vir jou sê, want hierdie reaksie gaan bepaal of jou stryd suksesvol uitgevoer gaan wees en of jy as oorwinnaar gaan uittreë. Met ander woorde, kan ek dit vir jou in Afrikaanse kombuistaal sê, when all hell break loose, bly stil, moenie veg vir oorwinning nie, besef jy staan reeds in oorwinning, halleluja, en jou reaksie gaan bepaal waar die slagveld gaan uitspeel. Kan ek gou vir jou sê, hoe daai reaksie op die slagveld gaan uitspeel, dat die kruisiging gaan soos 'n film voor die vyand uitspeel, want hy sê nie deur kragte of deur geweld nie, maar deur my gees spreek die Here van die leerskare, opgeteken in Sagaria 4 vers 6. Met ander woorde, luister kerk, hou op jou fight, jy staan reeds in oorwinning. Hoekom? Want jy het Jesus, halleluja. Luister, die dag op die kruisiging, pastoor, het Jesus gesê, dit is volbring, it is finished. Met ander woorde, snap dit kerk, jy het reeds die oorwinning beerwe, hou op weg. Vat die oorwinning in Jesus naam. Luister kerk, kom, laat ek gou vir jou sê, ons as kinders van die Here leef nie uit vrees vir die wapen nie. We shall not be shaken. Vrees is 'n leuen uit die put van die hel, maar vanuit die openbaring van wie bo die wapen sit. Sy naam is Jesus. Met ander woorde, kerk, wie wil vanaand oorwinning vat oor jou stryd? Soos daarom 3 wat geluister het. Wie is reg vir hierdie ding? Kyk, ek praat nou met mense wat reg is. Wat sê, pastoor, ek het nou genoeg gehad, kom aan. Pastoor Eben, wanneer gaan ons geestelik beginne wip? Mag ek dit sê? Dankie pastoor. Kom ons wip ons vir die duiwel, soos wat ons vir die kerk wip. OK. Amen. Pastoor, ek het eendag 'n ouma by my gehad. Ja, mense, daai oom, ek bid 24 uur net vir hom. Ek kom hier daarby uit om vir myself te bid nie. Moeilik. Ons bid en ons bid en ons bid. Maar niks gebeur nie. Hoe ken hy goed? En op 'n stadium werk die gees van die Here.
En pastoor, dit het nog nooit in my bediening met my gebeur nie, dat ek preek daar die môre oor die vreemde vuur op jou altaar. En ek staan in die gemeente en ek kry 'n split visie. Ek sien die gemeente uit die linker oog en ek sien hierdie visie van hierdie man en 'n ander broer in die kerk om 'n tafel sit en hoe hulle almal beskinder en beswadder en die heerlikheid van die Here sak op hy huis neer. Want toe weet die Here, ek is nou al in vasting en gebed, ek het al sy tasse gepak, ek het al sy siel vasgemaak in die koninkryk en al die dinge en niks gebeur nie en is net hel en moeilikheid. Pastoor, julle ken hierdie dinge, maar luister, op 'n oomblik toe bedien ek en die Here gee my 'n split visie en ek sien die gemeente hoe hulle besig is met die Here en die heerlikheid van die Here val in die huis neer en die Here draai die hele dienste en na die diens toe kom hierdie oom na my toe, hy sê, ek dink is nou tyd om aan te beweeg, ek sê, prys God. Ek sê prys die Here. Nou hy sê pastoor, jaag jy mense weg nie, glad nie of jy wil die Here dien of jy wil hom nie dien nie. Man, en ek sê ag prys die Here en hy sê ek dis nou maar tyd vir my om aan te beweeg. Hy sê want ek het nou so seer in die kerk gekry en julle weet mos as iets gebeur is die kerk. Die pastoor het nou weet dit gesê en die pastoor het dat gesê en is die kerk ek sê vir hom luister my oom, kom ons verstaan baie mooi. As jy nou by die huis kom kyk in die spieël, want jy's kwaad vir jouself because you are the church. Hallelujah. Die kerk moet weer ernstig raak met die Here Jesus Christus in orde, dat die heerlikheid weer die huis gaan vol. Wie is reg vir jou oorwinning? Kom aan, luister, jy gaan nie beklei vir jou oorwinning nie, jy staan in oorwinning. Met ander woorde, wat jy gaan sê, is Here, my reaksie bepaal die slagveld. Ons gaan oorlogsterrein toe, maar die duiwel het reeds gebloei. Kom aan, wie is reg? Jy moes al hier voor gewees het. Pastoor, het jy olie? Baie olie. Kom. Jy is moeg geveg, kom aan kerk. Paulus skryf, ons is neergewerp, maar ons is nie vernietig nie. Dankie. So met ander woorde, as jy vanaand wil halt roep in jou oorlogstryd, jou volgende skuif gaan bepaal die slagveld. Is jy al hier? Kom, ek nooi jou uit. Nie bang wees nie. Ons is nie besig met snaakse dinge nie. Ek kan vir jou niks doen nie, pastoor Eben kan vir jou niks doen nie. Lou kan vir jou niks doen nie, maar ek ken 'n naam, so kosbaar ver bo ander. Kom maar, jy staan hier om hier naby. Kom staan hier naby, kom. Nee, jy het klaar opstaan, jy kan nie nou sit en jou naam roep. Kom staan hier voor hom, hier kom baie mense. Maar ek wil hê jy moet vanaand as jy uitstap, is dit ernstig. Kom aan kerk, ek kan vir jou niks doen nie. Hierdie pastoor kan bid dat die are in sy kop bars. As jy nie jou reaksie vanaand gaan bepaal nie, kan hierdie arme man vir jou niks doen nie. Ek gaan jou self skok dat selfs Christus kan vir jou niks doen nie. Die Bybel sê dat ons nie glo nie, kan Christus nie eers vir ons tot redding wees nie. Met ander woorde, kom ons verander ons reaksie op hierdie slagveld. Kom staan nog bietjie vorentoe. Kom, ons is Pinkstermense, ons pas in, soos 'n blikkie boelie beef, stampvol. Maar hoor kind van die Here, pastoor, het jy jou voorbidders en altaarwerkers, ek gaan vra dat pastoor my ook gaan, ons gaan jou net salf voor. Maar jy moet vanaand een ding baie mooi verstaan, dat jy gaan nie van vanaand af meer veg vir oorwinning nie. Jy staan reeds in oorwinning. Pastoor, ons lees dit mis. Ons wil geraas gaan en al die dergelike dinge. Ek lees so, ja, soos dit, ek wil net gou by dit kom. Want ons moet dit snap, luister. 2 Kronieke 20. Hoor gou wat sê hy, né?
Met ander woorde, dit is waar Israel omsingel was. Right. Deur die vyand. En Josafat gaan roep 'n vas en biddag uit. Ongewoon vir 'n oorlog. Wanneer oorlog en wanneer die vyand Israel omsingel of enige volk omsingel, kry hulle sterkste weermag in orde. En Josafat sê nee, ek roep 'n vas en biddag uit. Voor die lam geslag is, besef hy reeds, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, spreek die Here. Hoor gou wat gebeur, gaan lees dit, jy kan dit gaan lees, 2 Kronieke 20, en die volk begin God prys. Die volk begin God prys, en die koning doen 'n ding. En hy stuur die lofprysers in die slagveld in, sonder 'n wapen. Jy sien waar ons heen gaan, hè? En hy stuur die lofprysers voor die magte uit. In ander woorde, hy sê, luister, ek weet julle ouens is goed bewapen, maar ek het 'n wapen wat kragtiger is in die Here, and that's your voice. Kom aan, ek wil dit vanaand vir jou sê, hou op, dat die duiwel jou blydskap van jou steel. Nee, hoor die woord van hy, ek weet nie vir wie die Here het vanaand sê, hy hou op, laat die duiwel jou blydskap van jou steel, want hy maak en hy kry jou stil. Dis juist wanneer hy jou stil het, wanneer jy jou kragtigste wapen verloor. Luister, ek en jy is hier om die naam van die Here te prys en groot te maak, en wat gebeur? Toe die lofprysers uitbeweeg, toe kom daar verwarring onder die vyande. Kom aan kerk, wat het daar gebeur? Dat Josafat het net die lofprysers uitgestuur, reeds in oorwinning. Kom aan, luister. Hy het reeds hulle uitgestuur in oorwinning. Wat het gebeur? Daar het verwarring gekom in die kamp van die vyand en hulle het gevlug. Hoekom? Want daar was 'n geraas in die laar. Kom aan kerke, as jy beginne die naam van die Here groot maak bo jou stryd, sal jy reeds in oorwinning staan. Amen. Met ander woorde, luister. Daar's jou reaksie, gaan bepaal die slagveld. Wie's reg om vanaand jou oorwinning te vat? Kom aan, julle kan so lank begin opstaar daarso. Pastoor, julle gaan my kom help asseblief. Ek glo nog steeds in die salwingsolie. Jesaja 10:27 in Engels sê, through the anointing he will break the yoke. Amen. Kom aan, is jy reg kerk? Jy sluit jou oë, jy steek jou hande op. Halleluja. Dan mors ek die olie, dankie Here. Jy gaan geolie word, hoor. Vanaand. Dit is geloof. Hy sê alle dinge is moontlik vir die wat glo. Kan ek jou gou skok? Ek, wat Renier is, glo glad nie meer nie. Ek weet. Pastoor, ons weet, wat ons weet, dat ons verlosser leef, halleluja. Met ander woorde, luister, jy moet vanaand staan sê, Here, ek is nou moeg geveg, maar ek het dit verkeerd benader, en my reaksie het bepaal dat ek lê en bloei. En die woord van die Here skryf in Jesegiel, hy sê, ek het verby jou beweeg, en ek het jou gesien lê in jou bloede, en ek het verby jou beweeg en gesê, jy sal leef. Kom aan. Jy sal leef, jy sal oorwin, jy sal weer kragtig wees, jy sal jou deurbraak hê, kom aan. Is ons reg vir die ding? Ek gaan nou ophou praat. Mag jy kom salf, maar hoor die woord van die Here, jy gaan moet ernstig wees, kerk. Die woord van die Here skryf dit mooi, hy sê, rig weer die slaphande, en die lam knie weer op. Maak die paaie weer reg. Is jy reg? Terwyl hierdie orkes my speel, kom staan jy gou vir my net hier so voor. Ag pastoor,